Praktiese aksie. Hoe begin 'n mens om elke dag volgens jou unieke identiteit te leef? Wat is die eerste stap om jou Godgegewe DNA te aktiveer? Daar sê, baie ouens glo wanneer die godheid toetree na jou toe, moet jou DNA verander. Die godheid het niks te doen met DNA nie, anders het hy ons nie lief gehad. Ja. En het hy ook nie die sondaar lief gehad. En daai monster van 'n ma en pa van jou sou hy ook nie lief gehad het. Dis 'n voorbeeld in die algemeen. Of oom of tannie van jou. Yes. Ons praat altyd van die boetie in die tronk, né? Maar dit is dalk die boetie wat saak maak in die oë van God. Ja. Dankie Here, daai DNA is nou nie na ons toe, jy weet. Ek gee net voorbeelde. Dis ons sal ons lyne hier reg hou. Want daai manne daar is die bar ouens van die veld. Ja, dit is dalk waar die Here se oë is, want dit is as jy die hele ding oor DNA, die veg, vlug en apathies raak, daar's baie omtrent dit. Is dit dalk die ouens wat die vermoë van veg het, maar ek wil nie nou, ek het ongelooflik inligting op dit wat ons in die reeks 2 gaan uitbring op doen hy ding. En ek het die notas hier, maar kom ons bly by die vraag. So, jou DNA het jy nie nodig om te verander. Jy hoef nie in 'n stryd te wees met ma en pa. Ek praat van die feit dat jy het daai DNA. Ja. Hulle van die 46 kromosome wat jou gee 23 kromosome van pa, 23 kromosome van ma se kant af. Is 'n onveranderde stelsel. Maar jy bly uniek. Ek wil net sê uniek is jou DNA, net vir interessantheid. Jou uniekheid is in jou DNA is een uit daar sal nie nog een van jou in DNA wees 1 uit 7 triljoen mense nie. Ja. Dis hoe uniek jou DNA is, né? Ja. Onthou ek ons begin by die vingerprints. Yes. Toe vat die Here my toe sê kom ons los die vingerprints. Kom ons gaan waar dit saak maak. Ons gaan na DNA aan die kant. 1 uit 7 triljoen kan nie jy wees. Yes. Daar staan 7-8 biljoen mense op die aarde. Jy sal hom nie kry wie jy is nie. Ja. Dit is so intens dat daar was nog niemand soos jy nie. Daar is niemand soos jy nie. Daar sal ook niemand soos jy. Die kans is basies 0. Ja. Dat daar 'n Jaco nog sal wees, of 'n Chris, of 'n Anna Marie, of 'n kyker op media. Dit is wie jy is. Nou as jy daai besef het, dan gooi jy basies alles weg wat jy geleer het. Van, ja, maar ek is dit, self met jammer, maar kom, gooi jy weg. Jy raak 'n stormraad. Want jy het een lewe, en hierdie een lewe is dan net een ou wat die kans het om te uniek te wees as jy. Want dan is jy nog 'n ou soos jy. Ja. Jeepers. Why waste a life? Jy verstaan. Maar wat gebeur is, kom ons sê daar situasies, ons het nou gepraat oor eie waarde wat swak selfwaarde. En goed, jy kan glo dat ons kom met by familie of lyne, DNA en so aan, is ons 'n familie wat of dit nou introvert of extrovert is. Ons is nou in die liga. Yes. En ek sit met dit. Nee, jou DNA is net 'n blueprint. Jou DNA is 'n fondasie. Ja. Maar die beste beskrywing is jou DNA is soos 'n klavier. Kom ons vat 'n vleuelklavier wat hier voor jou staan. En jy moet hom net speel. Ja. En baie ouens wil die vleuelklavier uitgooi. Dan sit hy eintlik die een van 'n ou gesê jy's so gevies vir jou ouers dat jy het nou die vleuelklavier weggegooi, toe sit jy 'n honkie tong hier binne. Ja. Terwyl hulle eintlik was 'n bietjie effe te mekaar was heavy slim mense. So gooi jy 'n magtige ding by die deur uit. En ek is nou nie op hulle, want ek het geweet wie die ouens was, maar was so effe bietjie net van balans af, jy weet. Hulle het nou nie hulle het uit die boks uit gedink. En toe wil julle in die boks om te kry julle 'n ou cowboy honkie tong wat sy snare effe uit is. Nou wil julle ons is nou nie soos hulle, die oom in die tronk, jy weet hy. Ons is nie soos hy nie. Meantime is die oom in die tronk dalk die ou met die vleuelklap. Yes. Hy moes net die tronk toe. Hy moes net ander koers gekyk. En daar's regtig, daar's 'n rede ek kan oor dit ingaan. Dit gaan weer veg en vlug vermoëns en ander dinge ook. Hy het 'n groter vermoë van veg. Die gemiddelde ou, daar's net 10 tot 15% van die mensdom wat 'n sterk veg instink het. 75% mense het 'n vlug instink. Dis die dominante instink. So die oom in die tronk het nie weg uit hy se veg. Ja, hy's weg. Hy het op 'n stadium gehardloop. Maar hoekom het hy gehardloop? Ja, so met die gevolg. Die oom in die tronk is dalk wat jy moet gaan sien verraai.
en hy sê net vir jou sê, moet net nie hier laat, maar verder, nie doen wat ek doen nie, maar doen wat ek sê. Vat het, maar as jy nou doen, gaan jy ver kom. Maar so hulle noem dit jou epigenetika, is jou werkbare programmatuur. So dit wil sê jou DNA maak jy vrede mee. Nie soos wat kerke jou leer, of ek al veralgemeen, sommige kerke jou leer, God is tevrede met jou DNA. Dis wat so lief het God die wêreld gehad het as die enige gebore. Kom ons dan lê jy. Jy verstaan. Jou genetika is jou werkbare, is 'n software stelsel wat God gegee het. Die klavier is daar, dis jou DNA. En jy kan 'n ou kry wat op daai selfe veel klavier net so klap en jy gaan sê holy moly, dit klink nie goed nie. Dan gaan die pastoor Betty kry wat op daai klavier gaan kom speel en jy sê wow. En dan gaan 'n ou soos, ek gee maar 'n voorbeeld, soos Jerry Lee Lewis wat die wêreld op klawers deurgebreek het 'n paar jaar terug agter daai klavier, en dan gaan hy goed op daai selfe klavier en gesê liewe genade, die note is dieselfde, dis wit note, swart note, almal bly konstant in oktawe, net van laer na hoër toe herhaal. Sy het so gespeel, hy het so gespeel. Wat het nou hier gebeur? Ander klank ook, maar dit bly 'n klavier. So jou DNA is 'n klavier. Hier waar ons nou sit is kragdrade reg oor ons. Verstaan? Dis jou DNA. Hierdie drade is hier. Hoekom wil jy dit verander? Kyk hoe sit ons nou lekker in die lig. En dan is daar 'n main switchboard wat hierdie kant is. Nou die main switchboard is jou epigenetiese vermoëns wat jy het om die switches aan en af te sit. So dit raak tyd dat jy baie positief na jou DNA kyk. Maak nie saak waar jy vandaan kom, jy maak nie saak of jy uit daai area kom en of jy uit daai area kom. Jy kyk positief want dit is jou existence. Jy kan nie sonder dit exist nie. En dan jou epigenetiese vermoëns begin skakelaars tot jou voordeel of jou nadeel op daai vraag wat jy nou gevra het. Nou hulle noem dit ook epigenetika as jy is gelyking aan of afskakelaars bo op jou DNA. So wanneer God tot jou toereik in die bonatuurlike, kom nie om met jou DNA te weet nie. Hy begin jou epigenetika verander. Hy begin jou skakelaars. Dit druk niemand kom na die Vader behalwe as die Vader op trek nie. So skielik begin switches deur die krag van die Heilige Gees. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Dis hoekom daai hele formule daar lê. So iewers begin skakelaars op jou DNA en jou DNA is beautiful. Dis 'n beautiful klavier. Dis 'n beautiful kragsentrale. Dis 'n beauty, nothing wrong with it. Is net genetiese skakelaars wat moet begin verander. So dit bepaal watter gene aktief word. Nou jy kry negatiewe gene, wat is negatief? Is die broer in die tronk negatief of is hy positief? Verstaan? Ons glo nie dis goed nie. Verstaan? 'n filosoof sal vir jou sê ja of nee. Ek gaan nou nie filosofies raak nie want dan gaan baie kerkouens vir my sê. Is dit goed om in die tronk te wees of is dit nie? Die broer voel dalk nie te bad daar. Verstaan nie? Is hy veilig daar? Hy's dalk party ouens is veiliger dan in en ek gaan ook vir jou sê moet my nie uithaal. Dit is belangrik dat ons nou eers hier bly, verstaan? En ons dink dis die broer in die tronk. So jy kan nie net 'n bepaling maak. Die lot so, daai lot, daai is deur mekaar, daai is simpel, daai is eenvoudig. So ons judge eintlik heeltyd. En dan kom ons in 'n selfbejammering na ons DNA toe. My DNA lê ook nou in die pool, my gene pool. Jou gene pool lê toevallig in die skakelaars van jou epigenetiese vermoëns om goed te change. So as jy voel dis negatief om saam met jou broer in die tronk te gaan sit en jy voel dit jy wil 'n positief hê, dan skakel jy jou genetiese skakelaar aan en sê kom ons bly daar uit. Positief, En dan gaan hy aan. Die ander broer het besluit hy gaan 'n alkoholist word. So hy het sy genetiese skakelaar op sy DNA. Ja, maar my oupa was ook een. Ja, in elke familie is daar van alles iets. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dan is daar nou 'n skrif wat die ouens wat die DNA basies aanval in die kerke wêreld uithaal en sê tot in die 3de en die 4de geslag sal is sonde of 'n ding op die nageslag lê. En wat die ouers nou nie verstaan wat hierdie formule verstaan en jy moet die rekeningkunde van daai ding gaan uitwerk. Eerstens sê Paulus ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So die aanvanklike sonde begin dis nou die sonde wat 3 of 4 geslagte nou gaan lê. Verstaan? Ons almal het gesondig. So al klaar is dit die gemiddeld van die werking van die DNA is alright. Dit is nie, maar dit is wat met die DNA gebeur. Dis die skakelaars wat ons aan en af. So nou raak ons paniekerig want het nou die nonsens gaan aanjaag. Nou moet die tweede generasie dit nie optel. Maar die tweede generasie word outomaties ook in sonde gebore.
Verstaan? Niks met sy die DNA en die sonde het die twee dinge vir mekaar uit te waai. En nou probeer hulle die een of maar dis ook een of twee sonde. Al die ander sondes is reg. Die een het nou probeer die pa heeltyd sê maar met vrouens betrokke geraak, wat oorspel gebeur. Nou die kinders van my gaan nie dit doen. Ja. Maar daar's nog 'n ander klomp goed wat hy laat ook weer. So as jy hom uitwerk, hy sal tot in die tweede, derde en vierde geslag besoek. Kom jy agter dis infinity. Dis infinity. Dis eintlik wat die Bybel sê vir infinity. Sal daar heeltyd sondes besoek. Daar's net een redder. Dis Jesus Christus wat 'n persoonlike. Niemand kom na die Vader behalwe as die Vader hom betrek nie. Hy's 'n een uit 'n familie. Twee lê op 'n bed, die een word aangeneem, die een word twee maal. Die een word aangeneem, die een word gelos. Jy weet, jy kan 'n hele verhouding in die Bybel kry. So 'n familie, 'n DNA-stelsel het in sonde ingekom. Want die DNA lê reg daar vir God om mee te werk en die genetiese skakelaars heen en weer te kan begin swaai, wel op die einde van die dag ten goeie van die koninkryk van God. So jou gedrag, gewoontes, denke, emosies en geloof verander die epigenetiese patroon. Jou DNA. Nie DNA. Los jou DNA uit. God het hom veilig daar waar hy is. En niemand gaan in elk geval jou DNA kan verander. Hy kan nie verander. Daar's ouens wat glo deur wedergebore kan jou DNA. Die God verander die epigenetiese patroon. Skakelaars, want hy soek, hy's nie in vyandskap met jou DNA nie. God is nie in vyandskap. Hy is in die sin van as jy in rebellion is. Maar hy's nie 'n bedreigde vyand. En hy voel nou nie, Jaco is 'n vyand met my en ek moet hom môre uithaal en van die aarde afdwerg, want as hy nog 'n woord gaan sê oor my, beskoot die liggaam opskiet. En sê ek is kwaad vir God, gaan ek hom met 'n weerlig tref. Die Here lei nie aan 'n minderwaardigheid. Hy weet, okay, hy het dalk Ierse bloed in hom, Italiaanse bloed, ek weet die Duitse bloed. En hy moet dalk net 'n pad stap. En dan begin sy epigenetiese wêrelde weer gewerk word, want die DNA eventually in jou siele realm is dit wat God se aandag trek. So ons kry grudges teen mekaar en hou nie van mekaar, jy weet, en goed nie. Ons mense is so. Nou probeer ons almal in harmonie ook nou deesdae leef. En ons vergewe almal mekaar en ons is lief vir mekaar. Ja, ons sê dit totdat die eerste skote klap, dan is ons nie lekker met mekaar. Want ons is mense. Maar die God, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het hy kom in en dan weet hy daai wêreld moet begin verander die swang. Dit word jou DNA word herskryf vir die software verander. As jy dit so kan doen. So dit is hoe jy jou lot kan. Dis so mooi gesê. Dis hoe jy jou lot kan herskryf. Mooi gesê. En deurbrake kan bewerkstellig. Jy gebruik daai pragtige klavier. Jy gebruik hierdie elektriese stelsel. Nou jou DNA, weet as dit ons bord is wat daar is. Ek glo as ek in my geestesoog kyk, net een mens se DNA so wiring stelsel. Wat doen julle daai bord wat daar is? Dis 'n DB bord. Jou DB bord is kilometers lank. En kilometers hoog met skakelaars. Die godheid kan lekker daar inspel as jy hom toelaat. En jouself ook. En as jy kom ons begin hierdie skakelaars van gewoontes afsit wat negatief is. Ja, ons let, maar daar's genoeg skakelaars om aan te sit. Wat ek kan sê energie. Ons het nou gepraat oor dissipline. Ek kan vir my dit gaan, ek kan start 'n business with sonder om vrees te hê. Skakel vrees af. 'n Oorkoepelende ding wat ons geslag baie is vrees vir die dood, né? Ons het ongelooflike vrees in ons samelewing as die ouer geslag vir die dood. Die ouer geslag is vir die dood. Die nuwe geslag sê, hoe kan ons langer leef? Die ouer geslag sê ek wil reg leef vir die Here. Want ek gaan sterf. Die nuwe geslag sê ek wil reg leef vir die Here, want dan gaan ek nie dood nie. Iets gaan gebeur en hulle gaan 'n plan uitbring of ons gaan weggeraap word. En jy gaan haal daai vrees en jy sit hom af. En jy begin die ander goed aansit. Maar die bord, die DB bord, is jou DNA. Bly dieselfde. Nothing to change. Jy moes in existence gekom het. Dan moes 'n man en 'n vrou bymekaar gekom het. 23 kromosome. Jy het 'n Big Bang ontstaan. Amper seker ding, maar dit is nie wat gebeur het. Jy moet in existence ingekom het, maar die oomblik as jy in existence inkom, dan laat loop jy en jy kan begin God en jy kan begin daai tipe goed doen. So ek dink wat dit al betref gaan ek nou eers land, want ek wou nog oor Gideon en sy 300 man gepraat het, hoe dat die Here hulle DNA moet gesien het en selfs hulle epigenetiese
vermoëns moes verander het, dat net 300 man 'n vyand van oor die 135.000 miljoen gestop het. Daar's in hierdie stuk wat ek hierdie notas het sê hulle braaf. Jy kan nie van 'n volk verwag om braaf te wees. Ja. Want bravade is 'n kommoditeit. 75% van die mensdom is dit nie. Ja. Hy wag vir 'n leier om vir 'n order te gee. Ja. Die ander wat helde en heldinne word soos Gideon. Ja. Dis hoekom hy val van 35.000 man wat gaan aantree, net vir interessantheid na 300 wat oorbly. Ja. En God sê 300 gaan ek gebruik, maar die ander sal ons weer 'n probleem hê sit. Nou al wat die Here met hulle gedoen het, hulle DNA was wat dit was. Hulle het hulle ouers gehad wie hulle was. Gideon was eintlik in sy geslag maar heel onder gewees, maar hulle epigenetiese vermoë, die 300 was deur God, daai genetiese liewers was deur God aangesit. En ek sê vir julle, hulle sou die vyand ge-eyeball het. En interessant, hulle het sonder wapens iewers hulle gestorm, net wat het hulle gehad, fakkels en kruike, wat het hulle mekaar, come on man, daar lê 135.000 man, ons is 300 en ons sê ons storm, en jy sê vir my, Chris, ek het 'n arsenaal, vol LMG's, Rambo se guns lê daar, en Schwarzenegger, al die goed wat ons in die movie, en handgranaat, en ek sê vir jou, nee, gaan tamboerijn vat. het die tamboerijne, het die goed wat kalavat, ja, ons gaan so, los, baie ouens gaan vir jou sê, die naysayers gaan jou flat, duisende gaan vir jou flat, en sê, nou is julle besig om julle name te sing, ek gaan so maak die toemaak, nou is julle besig om julle name te sing, ons is nie paar af het, dan gaan nie ook sê, balk, ons is nie paar te, ons is net 300. Wel, jy staan al dan net die 20. Dinge is anders. So jy moet weet, in die verhouding, dit was so gewees by die Israeliete, ek het vandag daaroor gepraat, die Israeliete, toe hulle nou agterkom, wie is die Kanaaniete? Hulle sê, hulle kom met goeie nuus. Sê, dis 'n land van melk en honing, die druiwetrosse is so groot, 2 manne moet 1 tros dra, dit is lekker, toe sê die ander spioene, maar die manne is so groot soos reëse, ons lyk springkane, en die volk maak 'n besluit, en sê, nope, te midde van honing, te midde van melk, en te lekker aangaan, ons gaan nie so doen, en 40 jaar val op by ons van, wat God sê, no, dan is julle nie my mense. Waarvan het net Joshua en Caleb en wel Moses ingesluit was wat gesê het ons sien kans. Wel, hoeveel was daar? Miljoen, 2, 3 miljoen. Daar's maar altyd 'n ding oor hoeveel daar was. Maar die verhouding is 3-1. En hulle lewens was vir 40 jaar later gered om te kon die beloofde land sien. So maar moenie jou belofte verloor deur heeltyd te kyk waar jou DNA vandaan kom. Sien dit eerder as jou blueprint wat God in belang stel en hy sal hy liewers, maar jy wie as ateïste wat dit reg kry. Dit is wat my, en ek sluit hiermee af voor jy verder gaan, wat my baie keer suur maak, dan kry ouens, ek bedoel met die ouens wat nou strome kerk toe gaan, vir al hierdie motivations, dan kry net 'n bietjie moed om sy week deur te gaan, tot volgende Sondag, laat die ou wat daar preek, kom net weer on fire kry, weet, en hy gee motivation, dan sê ateïste daar buite, wat nie aan God glo nie, dan gebruik hy sy DNA, sy epigenetiese vermoëns, om sy skakelaars aan en af te sê, ek sê valskerm spring, ek het hoogtevrees, ek het alle goed, ek gaan valskerm spring, ek gaan bungee jump, nog nooit dit gedoen nie, altyd bang daarvoor, en dan vat jy 'n ander ou wat sê ek is ateïs, en ek gaan 'n besigheid begin, vandag sit hulle met biljoene, hy sal vir jou sê, ek het nie 'n saak met God, ek het nog nooit aan 'n God geglo nie, ek het dit gedoen, ja, maar wie was jou pa en jou ma? Ja, ons sorg na en ek kyk mooi na hulle, ek het vir hulle pragtige konge dinge gekoop daar, in 'n boot, en pragtige mense, maar hulle is ook maar vol nonsens. Maar ek kry nie jy hoef nie die punte, want ek het by eie epigenotiese of genetiese liewers self bestuur. Dan glo jy nie in God, dan slaan die een deurbreek na die ander. Dan kom ons ouens kerk toe, ons ouens praat van geloof, ons ouens praat van wat sit jou, soos Peter, is jou voet op die water, maar as dit daar kom, en kry ons nie daai goed gedraai nie, dan en dan kom die blame game saak, en ek blameer daai ou, ek blameer daai persoon, ek blameer die boetie, ek blameer die sussie, ek blameer die onderwyser, ek blameer pa, ek blameer ma, ek blameer oupa, ek noem hom, jy blameer die DNA, ek blameer DNA, hulle blameer DNA, hulle blameer DNA, en alles word blameer, op ek kry net self bejammer en behompe, verskonke mensie,
wat slim klink, heavy goed praat tot uit die Bybel uit, teologies heavy goed verduidelik, maar hy sit ook maar daar en hy kom nie agter dat hy eintlik 'n basis, 'n blueprint het, maak nie saak van wie af dit gekom het nie. Die DNA lê daar kragtig deur God georkestreer, nie 'n uitsondering in die sin van jy moes nie hier gewees het nie, jy moes hier wees. Ja. Hoe het jy hier gekom? Something het jou hier in. Ja. Jou kompetisie was groot, broer. Jou kompetisie was groot. Ja, nee, jy het nie net so by my aangekom. So, dan moet jy mos so verstaan, ons is in die rol, man. Yes. Ons gaan groot dinge doen. Dokter, baie dankie vir hierdie stukkie. Ek glo dat die mense gaan dit ook interessant vind. En dankie dat ons hierdie kon doen. Die dames het ons gisteraan gedink dat ons oor aangesit. Hulle het lekker gepraat. Maar ek dink ons stel 'n bietjie een op. Ek het later so geluister dat ek later dink nou maar hulle wil net aanhou, wil nie nou huis toe gaan nie. Mense, hier is ook iets om na uit te sien. Die tweede reeks is op pad. Hulle is klaar besig met die nodige papierwerkies en alles. So as hulle die een die eerste een, kyk jy kry die eerste een. Die eerste een gaan jy nou op die pad sit om reg te wees vir die tweede een in elk geval. Ek dink so my net al daai ander gedeelte al begin saamstel. Soos 'n matter van as ons Januarie werkskop, is dit nog so 'n paar lekker gesels, onder andere soos nou gesels. Yes. En wat ek gaan aanbied, die memory stick goed te gaan regkry. Hy gaan ons, ek dink die Hart van God reeks 2, Yes. gaan ons so rukkie vat en hy hardloop, ek wil begin met hom, ek het nou begin met die, ek dink met die Messiaanse psalms, dan gaan ons profete toe. Ja. Dan gaan ons gaan 'n hele Ou Testament links en regs deur hardloop. Ek is self baie opgewonde oor daai ene. Ons gaan vir hom links en regs deur hardloop en ons gaan Christus heeltyd soek. Ja, Wat DNA dan nou is en epigenetiese skuwe en al daai goed. Wanneer Christus jou beet kry, dan sit jy so met die bonatuurlike dimensie in. Ja. En al daai goed, dan loop jy op water. Dis reg. Letterlik.